In die tweede helfte van hierdie video werk ek een vir een deur elke vraag. So as jy 'n spesifieke vraag het, kan jy na die regte plekkie toe spring. Vir die van julle wat 'n bietjie hersiening nodig het en wat nie 100% reg is om met 'n vraag te begin nie, hou net aan kyk. Ek gaan nou 'n kort hersieningstukkie doen. En dan vir die van julle wat 100% reg is om in te spring, ek gaan die vraag stel op die skerm hê hierdie tyd en die memo gaan reg na hom wees. En julle kan sien die jumper net begin. Okay, vir die van julle wat gebly het vir die hersiening. Great stuff, let's get started. Jy het probably 'n klomp goeders wat jy moet gaan leer en nie genoeg tyd om dit in te leer nie. So jy gaan nou 'n besluit maak en wat ook al jy besluit, ek respekteer dit. Met dit gesê, raai ek sterk aan dat jy die hersiening op die volgende manier doen. Ek sit die topic op die bord, jy pause en vir nie langer as 5 minute nie. Like seriously, keep it short. Skryf jy alles neer wat jy kan onthou oor die topic, sonder om in 'n boek te kyk of na jou notas te kyk, net wat jy kan onthou. En dan unpause jy die video en vergelyk wat jy het met wat ek geskryf het. En as jy dan nog enige vrae oor het, gooi hulle in die comments. Hierdie is 'n manier om jou leer te supercharge. Dis hoekom ek aanraai dit te doen. Okay, met al daai gesê, let's get started. We're finansies. Ons eerste topic is die formules. En wanneer om watter een te gebruik en wat elke dingetjie is wat jy moet invervang en hoe jy dit uitwerk. So pause hierso. En let's go. So, ek dink altyd daaraan as cake or death. En dit is kort woorde wat ons help om te onthou wat elke kant van die ding doen. So aan die cake kant, die koek kant, wat gebeur as jy te veel koek eet? Ja, jy groei en jy word vet. So hier is byvoorbeeld 'n plek waar jy graad 11 se saamgestelde rente formule gaan hê. En dan aan die death kant is waar iets besig is om te krimp of kleiner te raak of te verminder en dit is P1 minus I tot die mag. En hierdie is, by the way, die verminderende saldo methode. Alright. Natuurlik, baie van julle het hopelik die graad 12 goeders ingesit. Nou hierdie cake or death thing is hoe ek besluit watter een van die twee is watter een. Future value. Groei jou geld. Jy het aan die einde van die periode meer as waarmee jy begin het. Die lewe is 'n lied. Alles is wonderlik. Jy is like, yes please. I want more of this. Die woorde wat hiermee saamgaan is goeie soos annuïteit, spaar, en die situasies, jy gaan hulle mooi moet lees en vir jouself vra, wat gebeur met die persoon se geld? Raak dit meer oor tyd of raak dit minder? Dan aan die ander kant het ons present value, en die ouetjie is waar jou lening oor tyd al hoe minder en minder en minder raak. Of die geld wat jy het, raak al hoe minder. Ok, 1 plus I, 3 mag minus 1, oor I. So daar het ons dit. So hierdie is die wat ons relatief gereeld gebruik, maar elke nou en dan nog gooi hulle een van hierdie ouetjies in, waar ons hierdie enetjie het wat
minus I to die mal met N, not to die mag N nie. En hy is die reguit lyn metode. Okay, so wat is die verskil tussen hierdie twee? As jy hierdie ene op 'n grafiek gaan sit, gaan hy so ietsie maak. Hy gaan so, oei, dusk. En hierdie chommy gaan net reguit af, wham! Okay. Hierdie oukie se grafiekie begin so, en hy gaan op, en die, hierdie ene is saamgestel rente, en hierdie ene is enkelvoudig. Is gelijk aan P, 1 plus I mal met N, en hierdie chommy is gewoonlik vir hierkoop. Nou, sê. So, jy vra elke keer vir jouself, in my situasie, is ek in 'n situasie waar goeders groei, is dit asof my rekening te veel koek eet, of is my rekening besig om te krimp of kleiner te word, want hy is besig om stadig maar seker te verlep, soos 'n blommetjie. Shame, die arme ding. Okay, so dis hoe ons kies tussen die linkerkant en die regterkant, maar vir die van julle wat besig was om aandag te skenk, ek dink ergens julle gesien ek het hierdie lyn hier getrek, en julle was like, something's up, en inderdaad, dit is. So nou moet jy besluit, so kom ons sê, jy is in 'n situasie, jy weet daar's geld wat groei, die persoon sit bla 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 in 'n spaarrekening. En nou moet jy wonder, is dit hierdie enetjie? Of is dit daai onderste ene daarso? Die manier wat jy dit uitfigure, hierdie ou het hierdie X. Hierdie X is die paaiement. En dit beteken daar is 'n gereelde betaling. So daai ding gaan either maandeliks wees, of kwartaalliks. Ek dink nie dis mens kwartaalliks spel nie, maar nou ja. Halfjaarliks. So daar's 'n gereelde betaling, dit kan selfs jaarliks wees. Maar die punt is, jy is besig om gereeld iets in te sit, of in dieselfde met hierdie hou, jy is besig om, as jy 'n lening het, jy maak maandelikse betalings aan die lening. As jy spaarrekening het, maandeliks betaal jy iets in. Dis wanneer jy in hierdie onderste ry is. Vir hierdie ouens hierso, sit jy either 'n groot hoeveelheid geld in, en hy bly daar vir jare, of jy sit so af en toe 'n hoeveelheid in, maar nie op 'n gereelde basis nie. So die famous ene hierso wat almal confuse is tydlynsomme. Tydlynsomme is hierdie enetjie. So, kom ons praat 'n bietjie oor wat hierdie goeders, verskillende goeders is. So, ek het klaar gesê, X is die paaiement, Y is jou persentasie, gedeel deur 100, en dan kry jy een of ander antwoord, iets soos 0,%, right? En jy vat daai chommy, en hy word verder weer gedeel deur whatever jy, as jy maandeliks is hy 12. As jy kwartaalliks is hy 4. So daai enetjie deel met 12, daai ene deel met 4, hierdie een deel met 2, daai een deel met 1. Hulle vra dit, ek het nog nie, kan nie onthou dat ek dit in 'n vraestel gesien het nie. Kom ons sê ons is kwartaalliks, dan gaan jy hom deel met 4. So, hoe lyk dit? Sien maar iets is 5%, dan deel jy hom eers met 100, dan word hy 0,05, en die 0,05 word dan op 4. En hierdie business is wat jy in I se plek in vervang. Jou N-waarde is die hoeveelheid jaar en hoeveel keer jy hom saamstel, maal met hoeveel keer jy hom saamstel.
saamgestel word. OK. Hierdie PV is die grootte van die lening. Ek moes bygesê het, hierdie kant hierso, lening, is 'n famous woord vir jou sê, dis die een wat ek nou gebruik. Dit kan ook 'n situasie wees waar jy 'n spaarrekening begin gebruik. Jy haal geld uit jou spaarrekening. OK. Grootte van die lening, bla bla bla, got it. Hierdie F is hoeveel geld jy gaan hê as jy mooi gespaar het. Nou sê. Hierdie chommy is hierdie kant is as jy goeders het wat jy gekoop het wat oor tyd hulle waarde verloor. Soos rekenaars, motors. Ek kan nie dink aan iets anders op hierdie stadium nie. Dit is bietjie vroeg in die oggend vir my. OK, ek dink ek het nou hierdie perd heeltemal in die grond ingery. Die laaste ding wat ek 'n bietjie na wil kyk is effektiewe rente. Alright. So, wat is effektiewe rente? Effektiewe rente. Dis makliker om te begin by nominale rente. En dit is die rente wat geadverteer word. Alright. So dit is die wat jy actually op die advertensie sê, of as die bank sê, jy kry 7% vir hierdie rekening, of wat ook al, dis hy. Jou effektiewe rentekoers is die rente wat jy actually kry. En hierdie is dan een van die plekke waar hierdie effektief is meer as die nominale rente. En, ja, which is awesome. En die formule daarvoor is, en hierdie moet julle gaan leer, want hy is nie op die formuleblad nie, ek is rarig jammer. 1 plus I effektief is gelyk aan hakkie 1 plus I nom. Dit laat my altyd dink aan like cookies eet of iets. Njom, njom, njom. M tot die mag M. Yes, I know I'm cringe. I don't care. En dis wat ons het. So hierdie is die effektiewe enetjie, baie keer die een wat jy moet uitwerk, en hierdie is die een waarmee jy begin. M is hoeveel keer in die jaar 'n ding saamgestel word. So dit kan 12 wees, dit kan 4 wees, dis 12, 4, 2 keer. Of 1 keer gaan nou nie iets wees om my te werk nie, so that's it. Okay, hoorie mense, soos ek gesê het, as julle enige vrae het wat ek nog nie beantwoord het nie, gooi hulle in die comments. En ja, let's get to it, shall we? Hier is die vraestel. En hier is die memo. Alright, mense, let's get into it, shall we? 6.1.1. Okay, kom ons kyk wat gaan nie aan. Patrick het 'n bedrag van bla gedeponeer in 'n rekening wat persent rente per jaar maandeliks saamgestel het. Na 6 maande was sy balans dik. Okay, so ons vra vir onsself, is daar 'n gereelde betaling of is dit net set it and forget it? En dit lyk vir my, hy betaal net 1 keer hoeveelheid geld en dan los hy dit uit. So kom ons kyk, wat gaan waar. Daai 18.000 lyk soos 'n beginbedrag vir my, so. En dan R% rente, so met ander woorde, ons weet nie wat I is nie. Aha, interesting. 6 maande saamgestel vir 6 maande, so, ons gaan maandeliks saamgestel beteken ons doen nou ding waar ons deel met 12, en dis nie 12 nie, dis 2. 6 maande, so dit beteken
6 keer word daai ding saamgestel, so N is 6. En dan hierso na 6 maande sy balans, so dis obviously die na 6 maande sy balans hierdie business. So dis die hoeveelheid geld wat hy uitkry aan die einde. So dit is A. Alright. En dan sê bereken die waarde van R. Daar gaan so 'n bietjie van 'n catch wees hierso. Watch out daarvoor. So, eerste stapie wat ons doen, ons het A is gelyk aan P 1 plus I tot die mag N. Want dit is net 'n gewone spaarrekening. Dit is nie future value nie, hy is nie maandelikse betalings of enigiets nie, hy sit 'n klomp geld in en vergeet daarvan. En die ding wat ons wil uitwerk is hierdie storie. So dis waarvoor ons maak. Nou, julle kan die sommetjie doen op die manier wat julle hom wil doen. Ek hou van die kortpad. Ek hou daarvan om so min as moontlik te skryf. So ek gaan eers vir U alleen kry en dan my sommetjie doen. So ek deel met P aan al twee kante. So dan ek A P is gelyk aan hakie 1 plus I tot die mag N. Nou om die N weg te kry, vat ek die N magswortel aan al twee kante. Ok, en dit beteken, daai is dood, die. Hierdie kant het ek N A oor P. En hier sit ek 1 plus I. Die 1 gaan oor, hy word 'n minus. Ek het 'n bietjie meer spasie nodig. Wham. En min 1. En nou is julle, maar Tannie het so verskriklik baie geskryf. Ja, julle is reg, maar ek moet julle dan wys hoe ek daar gekom. Gewoonlik is dit 'n vinnige jump van daar na daar. En dan vul ek net alles in. $18,500 gedeel deur 6 minus 1 kadooshk. En nou tik ek net daai hele business in my calculator in. Want ek nie nou kan kry nie. Ok, en op hierdie stadium is my antwoord I is gelyk aan 0,007 en so aan. Moenie afrond nie. Moenie afrond nie. Ok, anders gaan jy soms verkeerd wees. Nou, hoeveel van julle het hierdie antwoord gaan inskryf? Watch out hiervoor. Hierdie, onthou julle hoe het ons vir I uitgewerk? I is, jy vat die persent, jy deel hom met 100, dan kry jy antwoord wat 0, ietsie persent is, en dan deel jy daai antwoord met hoeveel keer 'n ding saamgestel word. In hierdie geval 12 keer. So ons moet hierdie proses nou reverse. So hierdie 0,007 is deur 12 gedeel. So nou gaan ons daai 0,007, wat is die res van hierdie getalletjie? 2, 5, wara, maal met 12. En dan het ons die 12 deel klaar gedoen. Dan wil ons terugkom by daai plekkie. Ons het gedeel met 100, so dit beteken ons gaan weer maal met 100. Wham! En nou is my antwoord 8,700, wara, en ek kan my afrond, so hy word 8,7%. Tada! Bereken die effektiewe rentekoers. So ons het nou net die rentekoers hier uitgewerk. So hierdie chomie is ons nom, cookies, yummy. So let's go do that. So die nominaal waarmee ons werk is door die 8,7% wat ons in die vorige vraag uitgewerk het. Maar onthou, as ons hierdie somme doen, ons deel met 100. So ons werk met 0,087. So, effektief gebruik ons die formule waarmee ons begin het. En
gedeel deur ons werk maandeliks, so hy is 12, dan mag 12, en dit gee vir ons, ek gaan sommer hierdie 1 oorvat aan die ander kant toe en min 1. So 1 plus 0,087 gedeel deur 12, tot die mag 12 min 1. Calculator! Alright, en my antwoord is 0,0905 en ek gaan aan meneer Fronten. En nou moet jy dit onthou om by rentekoers uit te kom, moet ons hierso maal met 100. En dit gee vir ons 9,0. Daar was 5 dae gewees, ek moet net afrond tot 6%. En ek is seker daar's party van julle wat sit en dink aan, ja, maar hoekom maal ons nie met die 12 nie, soos wat ons nou gedoen het? Want ons wil juis weet wat die effek van die 12 op die totale pryse is. Of nie op die totale rentekoers is. So die volgende vraag waarmee ons nou begin is 6.2.1. Kom ons lees hierdie storie en kyk wat aangaan. En figure it out. So hierdie chommy, Kuda het 31 jaar 'n skootrekenaar, 'n laptop vir R10,000 gekoop. Hy gaan dit oor 5 jaar op Junie met 'n nuwe een vervang. Okay, dis great. Cool vir jou, my dude. Die waarde van die ou skootrekenaar verminder jaarliks in waarde teen 'n koers van 20% per jaar volgens die reguitlyn metode. Nou, hoeveel jaar, daar is die vraag, sal die waarde van die skootrekenaar 0 wees? Okay, so hulle sê vir ons, iets verminder, dis die death kant, en die reguitlyn metode beteken ons werk met hierdie ouetjie. A is gelyk aan P1 min I tot die mag 1. So kom ons kyk gou hierso wat gaan aan. Die jaarliks, die waarde van die ding, die P-waarde was 10,000, ek het hom hier gekry. Die I-waarde is hierdie 20% gedeel deur 100 en dit gee my 0,2 en dan is my A-waarde gelyk aan 0 en N is die ding wat ek moet uitwerk, want hulle vra hoeveel jaar. So let's do it. A is gelyk aan P1 minus I tot die mag 1. Ek is bietjie lui om al die skryfwerk te doen, so ek manipuleer eers die formule. En dan maak ek die intik vir my makliker en vinniger. Dit is gelyk aan 1 minus I tot die mag 1 van die 1 oor A minus P min, of gedeel deur P minus 1 is gelyk aan minus I en hierdie minus behoort aan hierdie chommy. En dan wil ek vir N alleen kry, deel met minus I, deel met minus I. En nou tik ek hierdie hele business net so in. A is 0, P is 10,000, minus 1 is 1, daarso het ek min, I is 0,2. That's it. Nou tik ek neem daai hele business in. Hierdie deel is maklik, hy is net 0. So ek het eintlik net minus 1, 0 minus 1 gedeel deur. Punt 2 is gelyk aan 1. Dink dit gaan 5 wees. Ha! Dis inderdaad 5. En is gelyk aan 5. Alright, 6.2.2, Kuda gaan 'n skootrekenaar wat 20,000 kos, koop. Om die koopprys te kan betaal, het hy 'n maandelikse deposito. Ja. Okay, Kuda gaan 'n skootrekenaar wat R20,000 kos, koop.
om die kosprys te kan betaal, het hy sy eerste maandelikse deposito op hierdie datum in die spaarrekening gemaak. Hy sal op 31 Januarie 2024 sy 60ste maandelikse deposito maak. Die spaarrekening betaal rente teen soveel % per jaar, maandeliks saamgestel. Bereken Kuda se maandelikse deposito vir hierdie rekening. Okay, dis baie. Okay, dis baie nice van hulle, want hulle gee baie van die werk goed vir ons. Dis hoeveel geld ons aan die einde wil hê. Hierdie ou is besig om te spaar, en hy begin by niks, en hy sit bietjie vir bietjie by. So, ons weet hierdie 20.000 is die future value. Want ons maak 'n maandelikse deposito, so ons karring daaraan, dis groei, so dit sit ons in die linker onderste kwadrant, van wat ons nou gedoen het. Dan, maandelikse deposito is 1, en hulle sê vir ons, hy gaan 60 van hierdie oukies maak, en die spaarrekening betaal rente teen dit, so ons moet hierso vir U uitwerk, hier is 8,7 gedeeld deur 100, geef vir my 0,087, en dis maandeliks, so ek deel hom met 12 ook, daar is die ding wat ek gaan invervang. En dan bereken sy maandelikse deposito vir hierdie rekening. Okay, let's do that. So ek het future value, is gelyk aan x, blokhakkie, 1 plus I, tot die mag 1 min 1, oor I. En weer eens, ek wil nie al die skryfwerk nou doen nie, so ek gaan net alles vir x alleen kry. Dis hierdie eens relatief maklik. Ek maal met I, want hy is onder die lyn. Maal met I. En dan deel ek met hierdie ouetjie bo kan die lyn. Okay, 1 plus I tot die mag 1 min 1 is gelyk aan x. Okay, nou vervang ek alles in. So hierdie chommy future value is 20.000 maal met I is hierdie 0,087 oor 12. Onder die lyn is daar hierdie 0,087 oor 12 tot die mag 60 minus 1 makkie 2 is gelyk aan x. Let's go! En ons finale waarde vir x is R267 en 26 sent. Dit is baie doable. Okay, 6.3, let's go. Tino wen 'n boerpot van soveel, lucky fish. Hy belê al sy wengeld in 'n fonds wat rente verdien teen soveel maandeliks saamgestel. Hy onttrek aan die einde van elke maand 20.000 uit die fonds uit. Sy eerste onttrekking is presies 1 maand na sy oorspronklike belegging. Hoeveel onttrekkings van soveel sal Tino uit hierdie fonds kan maak? In die hersiening gedeelte van hierdie video het ek iets hiervan gesê. Dit lyk asof hy besig is om te spaar, maar eintlik is hy besig om op 'n maandelikse basis bietjie vir bietjie uit die rekening uit te haal. So dit beteken hy is in 'n situasie waar die geld oor tyd minder raak. Dis die death kant van die formules. En dan die volgende ding wat jy moet raak sien is op 'n gereelde basis haal hy 20.000 uit. So dit beteken ons werk met hierdie formule. Minus 1 plus I tot die mag minus 1. Hierdie is die enetjie wat hom minder maak. Kom ons sit alles bymekaar. So hy begin met 1.600.000. Die rente waarmee hy werk, sy I-waarde is hierdie 11.2 op 100 wat 0,112 word. Dit is dan deel met maandeliks saamgestel, 12. Hy onttrek aan die einde van elke maand 20.000, so dit is die maandelikse dingetjie wat ons doen. Dit is jou X. En heel aan die einde vra hulle, hoeveel onttrekkings kan hierdie chom maak?
En dit is basically jou n-waarde in hierdie geval. En dis wat hulle ons vra. So, kom ons los op vir n. Weereens, ek verkies om nie lang skryfwerk te doen met al die getalle nie. Ek maak afskryffoute. So, ek gaan liewers vir n alleen kry. Ok, so hierdie enetjie maal ek mee en ek deel met daai enetjie. En dit geef my 1 minus 1 plus i, terug min n. Ek vat die 1 oor, ek het PV mal i, oor x, minus 1 is gelyk aan hierdie minus business. Terug min n. Maar nou wil ek van hierdie minus ontslaa raak, so ek deel met 'n minus 1, deel met 'n minus 1, en deel hierdie hele storie met 'n minus 1. So dit gee vir my aan hierdie kant maklik 1 plus i terug min n. Onthou hierdie minus affekteer daai minus. Hy het niks met daai chom uit te waai nie, want daai is 'n eksponent. Hierdie kant word plus 1 en hierdie chommie word minus PV mal met i oor x. Tadaa! Ek gaan hierdie ouetjie in hakkie sit, want ek wil nou log. En ek sê vir myself, as ek vir n wil uitwerk, gaan ek 'n log moet gebruik. Hoe werk daai logs nou weer? Kom ons begin met 'n ouetjie wat jy goed ken. So as ek 3 te mag 2 is gelyk aan 9 het, as ek hom wil log skryf, dan skryf ek log, die grondtal is hier onder, en daai 9 kom daar, en daai hele storie is gelyk aan 2. So net so, hierdie ding is die grondtal, so hy is log, jy gaan hierdie knoppie op jou calculator druk, die enetjie wat so lyk, log, blokkie, hier in die onderste blokkie tik jy hierdie storie in, gaan jy daai enetjie wees, en dan in hierdie blokkie hierso, is dit hierdie hele storie daar so, minus PV mal met i oor x, plus 1, is gelyk aan minus 1. So, kom ons doen dit. 0,112 oor 12, hakkie minus, PV is daai 1, 6, 1, 2, 1, 2, 3, mal met, weer hierdie storie, oor x, wat 20.000 is, plus my 1, jo, dis woes, ons gelyk aan n, let's go. En die antwoord wat ek kry is hierdie minus n, ons gelyk aan minus 147,797, nou, watch out. Ons wil hom obviously positief maak, maar ons moet ook afrond. Hulle vra vir ons, hoeveel onttrekkings van 20.000 sal Tino uit hierdie vir ons kan maak? Hierdie, as ons oprond na 148 toe, soos wat ons vir gewone wiskunde doen, daai laaste paaiement, of die laaste onttrekking wat hy maak, gaan nie 'n volle R20.000 wees nie. Dit gaan iets vir sê maar, ek raai nou R15.000 wees, of iets in daai lyn. Jy moet mooi dink oor hoe jy afrond in finansies, want dit moet sin maak in die situasie. So met ander woorde, minus n is gelyk aan minus hierdie jobbie, so n is gelyk aan 147. Alright, mense, en dit is 'n vraestel. Ek hoop hier het gehelp. As julle enige vrae het, sit hulle in die comments. En ja, sterkte met die eksamen.